Right, nou vanoggend gesels ons bietjie oor die dissipline van gehoorsaamheid. Die dissipline van gehoorsaamheid. Nou wil ek net sê, soos dat ek begin, ons gaan nou gesels oor hoe lyk gehoorsaamheid teenoor God. Nou, ek het laasweek iemand gehad wat aan die einde van my preek weggestap het en geglo dat Jean het gesê dat ek mag rook. Nou, ek wil net sê, as jy vanoggend luister en sê, Jean het gesê ek mag ongehoorsaam wees, wil ek vir jou sê, jy is verkeerd soos die persoon wat laasweek daai week konklusie weggestap het. Asseblief moet nou nie dit hoor nie. Okay, so vanoggend gesels ons oor die verskil tussen ongehoorsaamheid en gehoorsaamheid en nêrensste gaan ek vir jou enigsins die konteks gee dat dit okay is om ongehoorsaam te wees teenoor die Here nie. Het julle dit? Okay, so kom ons gesels net gou-gou vinnig oor gehoorsaamheid. Nou as kinders was ons almal hopelik gedissiplineer om gehoorsaam te wees. Nou in ons huis het ons 'n roetine gehad. My ma het ons oggendroetine met 'n eysterhand regeer. Wat beteken dat ons het geweet jy staan so laat op, so laat trek jy aan, so laat borsel jy jou tande, so laat die, so laat daai. En dan gewoonlik het dit nooit so uitgewerk op die tye nie, want my ma moes altyd pak slaag tussen in werk. So met ander woorde, daar was 'n jy staan op 6uur, jy's nie op 6uur nie, dan kry jy pak slaag om basies uit die bed uit te kom. En dan moet jy jou tande borsel, jy borsel nie jou tande nie, dan kry jy pak slaag voordat jy tande borsel. En so dis min of meer die roetine. En ek kon onthou deel van die roetine was jy met jou skoene politoer. En ek is besig om my skoene te polish en ek sê, "Jesus, hierdie lyk baie smart." En toe besef ek die onderkant van my skoene is baie vuil en ek politoer die onderkant van my skoene. En toe ek weer kry, toe kry ek pak slaag. En ek kan nie verstaan hoekom kry ek pak slaag nie. Kyk wat 'n goeie werk het ek gedoen. En toe ek agter my kyk, toe sien ek hierdie swart potjies op my ma se mat. Al die pad so deur die huis. En so ek dink die groot ding is ons word groot en daar word dissipline toegepas in jou lewe. Nou, my laaste pak slaag gewees was toe ek in graad 12 was, in matriek, en dit was met 'n golfstok wat se onderpunt basies afgebreek was. En die rede hoekom ek pak slaag gekry het is want ek het die golfstok se onderkant op daai deel afgebreek. So dit was die rede vir my pak slaag. En ek kan onthou nog my ma het nog so in die badkamer toe sê daai golfstok so terugtrek, toe slaan sy die muur agter haar raak en ek begin uitbars van die lag. Ek het opgehou tel by 12 houe, was waar ek opgehou tel het, maar toe my ma nou uiteindelik klaar uit is daar en sy haarself uitgeput het deur my te slaan. Toe sê ek vir haar, "Lekker slaap mamma." En dit was die laaste pak slaag wat ek gekry het. En so ek dink die groot ding is 'n mens word groot in 'n sekere sin wat 'n mens dissipline in jou lewe toepas. En daai dissipline moet as kind vasgemaak word en gewoonlik as jy ongehoorsaam is daar either 'n pak slaag of daar is konsekwensies. En toe ek nou obviously klaar met skool, toe ek gaan swat, toe is ons nou hier by die Christelike organisasie, teen daai stadium het hulle al gesê, jy mag nie tegnies meer lyfstraf doen nie, en so ons het konsekwensies gehad. En so as jy ernstig 'n reël gebreek het, dan het jy either PT gedoen, of jy het nagmaal gehad. Nou nagmaal was jy vat 'n chili en jy kou hom so 20 keer dat jy daai pitte mooi deurwerk en dan as jy nou hom mooi deurgewerk het dan sluk jy hom af met 'n shot habanero sous. So dit was net om vir jou te sê moenie dit weer doen nie. En so dit was dissiplines om gehoorsaamheid te kweek in my lewe. En dan begin jy die Bybel deurlees en jy sien en jy word konstant gehoor dat jy moet gehoorsaam wees teenoor die Here. En dan lees jy in die Ou Testament veral ouens wat ongehoorsaam was en wat het gebeur met hierdie mense. En dit begin al vroeg. Dit begin by soos Adam en Eva. Ek meen Adam en Eva was ongehoorsaam toe verloor hulle huis. Ek meen dis sommer uitgeskop daar van die begin af en jy dink eers maar dis rof. Ek meen al wat hulle gedoen is 'n appel geëet het. En dan later dan begin ons die storie so volg. En soos dit hierdie storie volg, besef jy hoorie maar daar's vrek baie, daar's Lot se vrou op 'n stadium. Al wat sy moet sê is moenie omdraai en terugkyk nie. En sy draai om en sy kyk terug en sy verander in 'n soutpilaar in. En dan het jy hoekom het hulle sulke moeilike name? Nadab en Abihu was Aaron se 2 seuns gewees. En die Here het sekere voorskrifte gehad oor hoe hulle vuur moes maak in die offerproses en in die wierookproses. En hierdie ouens volg nie hierdie proses nie. En die Here slat hulle albei aan die brand.
En jy dink by jouself, eers maar dis vreemd, hierdie ouens, dis nie eers major goeters nie. Ek meen, jy het vir Korag was die ou gewees wat teen Moses opgestaan het en gesê het, man Moses, die Here is nie, hy praat nie net met jou nie, hy praat met die res van ons ook. En hierdie ouens het in opstand gekom en toe skeur die Here die aarde oop en hy sluk vir Korag sy familie en almal al sy vriende om net daar in die aarde in. Jy het die storie van Moses, ek meen hierdie ou kom, stap saam met die ouens, al die pad van Egipte, deur die woestyn, al die pad deur en die Here kom net op een punt en hy sê vir Moses, moenie die klip slaan nie, praat met die klip. En toe Moses ongehoorsaam is, toe sê hy, okay Moses, hierdie beloofde land gaan jy nie ingaan nie. Dis wild, as ek en jy gaan kyk na die stories en ons gaan kyk na ongehoorsaamheid en die konsekwensies, dan besef ek is dankbaar vir Paksla. Paksla is nie so bad nie, ek lewe nog intussen. Jy het Biliam, Biliam, hy stry later met 'n donkie. Nou, ek weet nou nie lekker hoe werk dit nie, maar ek weet nie waar laas het jy gestry met 'n donkie nie. Maar ek dink jy moet iewers te begin besef, dat die oomblik wanneer jy stry in 'n donkie, begin terugpraat, dan weet jy nie, hier's ergens is iets fout. Jy het Gehasie, nou ek lag so vir my, ek sê vir my kinders, weet julle wie's Gehasie? Hulle sê nee pappa, ek sê dit is Elisa se dienskneg. Hy was nie 'n gepadda nie, hy was 'n Gehasie. En so my kinders is klein, as jy nou nie weet nie. Maar so Gehasie was die ou gewees toe Naaman melaatsheid gehad het. Toe gaan hy en hy staan voor Elisa en uiteindelik toe hy nou genees was, sê hy vir Elisa, "Jesus, maar wat kan ek vir jou gee?" Jesus, hy wil vir hom geld gee en goud gee en al hierdie goeders. En Elisa sê, "Ek soek niks." En dan hardloop Gehasie agter hom aan en hy sê, "Jesus, nee, maar ek soek net 'n bietjie hierdie en my priester, die ou het daar aan die ander kant uitgesê, "Jesus, maar net 'n bietjie, maar net 'n bietjie geld." En toe hy terugkom, toe sê Elisa vir hom dat dieselfde melaatsheid wat op Naaman was, gaan nou op jou wees. En net daar, toe kry Gehasie melaatsheid. Ongehoorsaamheid. Daar is iets wat plaasvind van dit. Akan was 'n ou gewees wat toe Joshua met die volk in die beloofde land ingegaan het, toe was daar konstant oorlog gewees. Jesus en die Here was goed vir hulle. En hulle gaan toe in 'n klein dorpie in en die dorpie of die plekkie se naam is Ai. En hulle sê toe eers maar dis 'n klein plekkie en so hulle gaan nie hulle hele weermag stuur nie. En hulle stuur toe, ek dink dit was iets soos 2000 manne ingewees. En hier kom die dorpie van Ai en hulle verslaan hulle jaag hulle terug. En dit was omdat Akan geld gesteel het op die vorige ronde. En op grond van dit word Akan en sy hele familie doodgemaak. Jy kyk na Samson. Ek meen, hoeveel keer moet die Here vir jou sê, moenie jou geheim uitlap nie, en dan kom hierdie tannie, en sy sê, "Ag Samson, jy het my nie lief nie, waarin lê jou krag?" En dan sê hy vir haar iets verkeerd, en dan wragtig, dan vang sy hom. En dan kry sy het reg om hom weer te vang. En weet ek dink nie Samson was vreeslik slim nie, maar op die einde van die dag besef ons, dat was dit op grond van sy ongehoorsaamheid, kos dit sy lewe. As jy gaan kyk na koning Saul het sy koningskap verloor op grond van ongehoorsaamheid. Jy gaan kyk na Usa was die ou gewees wat die ark probeer keer het toe hy val, toe hy raak aan 'n ark, toe sy mors dood. Jy kyk na koning Osia het gegaan om 'n offer te gaan maak van wierook in die tempel van die Here. En die priester stop hom en sê, "Maar jy mag nie hierdie doen, hierdie is nie voorgeskryf vir 'n koning om hierdie te kan doen nie." En terwyl hy besig is om te stry, toe sla die melaatsheid hom op sy voorkop. En tot die dag wat hy dood het hy melaatsheid gehad. En so dis wat ons sien, ons kyk na die stories, ek meen Jona. Ons ken Jona. Ek meen, jy kyk na al hierdie stories, nou word ons groot met dissipline. Ek doen nie iets reg nie, en ek kry pak sla of konsekwensies word uitgedeel. En jy gaan kyk in die Bybel en jy kyk hoe lyk ongehoorsaamheid, en die konklusie waarmee ek weggestap het, is dat as ek vandag ongehoorsaam is teenoor die Here, dan straf hy my. En jy het dalk groot geword met daai selfde idee, of jy sit nog steeds met daai idee. Want die blote feit is, ek kan nie sê hoeveel keer nie, maar dan kom ons met situasies wat ons beleef siekte, en ons dink maar dis omdat ek ongehoorsaam was, en nou het die Here my getref met hierdie siekte, of hy het my ma of my sussie of iemand getref met hierdie siekte, op grond van ongehoorsaamheid.
Of ons beleef 'n finansiële krisis en ons glo dat hierdie het gekom op grond van die feit dat ek nie gehoorsaam is nie. Of ek kyk na my huwelik wat uitmekaar uitval, of ek kyk na my kinders wat rebels is, of ek kyk na die krisis by die werk en die moeilikheid en al hierdie goeters. En my vraag wat ek myself vra, maar Here, is dit omdat ek ongehoorsaam is? Het ek iewerste iets gedoen wat maak dat ek nou hierdie beleef? Dis waarmee ons worstel, dis ons gaas. En dan het jy nou nog en party van julle het dalk nog ervarings van dit, van kerke wat jou juis in die kerklike tug in laat val. Dat as jy iets verkeerd gedoen het, was jy getuigtig. Daar was kere gewees dat as jy sekere goedes gedoen het, mag jy nie nagmaal hê nie. Daar's sekere goeders, en ek meen ek het so rukkie terug te hoor ek 'n storie van mense wat 'n buite-egtelike kind gekry het en hoe hulle name afgekondig was week na week om te sê hierdie ouens mag nie kerk toe kom nie, hierdie ouens mag nie nagmaal hê nie, moenie saam met hierdie ouens gaan kuier nie, dis nie reg nie. En so jy beleef hierdie straf, hierdie goeders en dan stap ons weg met die prentjie van God is kwaad en as ek nie die regte goeders doen nie, straf hy my. Dit was die prentjie van ongehoorsaamheid en gehoorsaamheid. Die lyn tussen hierdie word altyd gesit met 'n straf, 'n pak slaag, dis 'n konsekwensie. As ek ongehoorsaam is teenoor God, gaan God my straf. En toe hoor ek vir die eerste keer die boodskap van genade. Die boodskap van genade. Genade beteken onverdiende guns. Wat gesê het dat die sondes wat jy het, die sleg wat jy doen, is van jou skouers afgehaal en is op Jesus gesit. En toe Jesus gesterf het aan daai kruis, toe sterf hy vir al jou sondes, wat jy al gedoen het, waarmee jy besig is, en dit wat jy nog gaan doen, het Christus op sy skouers gesit. En nou wat gebeur, is hy het sy titel as regverdig op jou skouers gesit. Daar was 'n verruiling van titel. Jou titel as sondaar is op hom geplaas, en sy titel is regverdige is op jou gesit. En al wat jy moet doen, om daai te kan kry, is te glo in Jesus. En toe ek dit hoor, toe dink ek, dis te maklik. Onmoontlik. Is way te maklik. Maar verlang genoeg wat jy nou van hierdie ding vertel, en dan kom die ouens en hulle maak die stellings, en hy sê, nee, kom ons gaan lees wat Paulus sê. Ons is nie meer langer onder die wet nie. Die straf is nou weggeneem. En nou maak hulle stellings soos mense wat voel hulle moet sekere goeders doen, is wetties of hulle is godsdienstig. Dis mense wat sekere goeders in plek sit, hulle sê jy moet kerk toe gaan, hierdie ouens is godsdienstig, jy moet nie kerk toe gaan nie man, die wet is mos weg van my en jou, ons is nou in vryheid. Dit beteken jy kan nou net doen wat jy wil. En so toe saai die pendulum van straf na glad nie straf nie. Doen wat jy lus het, solank ek net glo. Al wat ek hoef te doen is ek hoef te glo. En so hierdie balans van gehoorsaamheid was vir my bitter moeilik om die tension te ervaar van hoe lyk dit? Want as ek jy eerlikwaar vir onsself sê, hoe lyk gehoorsaamheid? Dan sê ons gehoorsaamheid teenoor die Here val in 2 plekke. Nommer 1, dis gehoorsaamheid aan sy woord, soos ek en jy die Bybel oopmaak en die Bybel gee vir ons, van dit is wette, van dit is instruksies, van dit is om vir ons te sê, maar dis hoe jy jou broeder moet lief hê. So daar's hierdie sekere goeders wat in plek sit en ons verstaan dat gehoorsaamheid, verstaan ons gehoorsaam aan sy woord. En dan weet ons, saam met dit sê ons dat gehoorsaamheid is ook gehoorsaam aan die stem van God. So met ander woorde, as die Here met jou praat, en as ons nou praat van die stem van God, dan praat ons nou van hierdie innerlike kompas. Hy is besig om jou te lei of te rig na 'n spesifieke punt toe. Jy erken hierdie as die stem van die Here en die Here sê vir jou, los jou werk en gaan was Jean se kar. Dis amazing. So met ander woorde, nou wat gebeur is, nou het jy daai stem en nou moet jy gehoorsaam wees aan dit. Dis die stem wat vir jou sê, jy moet vergewe. Of jy is nie 'n groot fan van die persoon wat jy in Checkers raakloop nie, en dan sê die Here vir jou, maar gaan groet die persoon. Of
jy en iemand anders het gestry en die Here sê, maar gaan na die persoon toe en vra om vergifnis vir wat jy gedoen het. Dis die stem van die Here. En so daaraan moet ons gehoorsaam wees. En so as ek nie daaraan gehoorsaam is nie, hoe lyk dit? Leef ons nou strafloos, want die straf is weg? Hoekom is dit dat daar party mense is, wat dit lyk asof dit vir hierdie ouens net so maklik is om gehoorsaam te wees? En vir my is dit so vrek moeilik. Hoekom is dit maklik vir ouens om te sê, "Jesus, maar ek verkoop alles en ek klim op 'n vliegtuig en ek vlieg Indië en vir die res van my lewe is ek 'n missionary daar en al wat ek doen is ek worry nie meer oor 'n ordentlike huis of 'n yskas of 'n kar of 'n niks nie. Al wat ek wil doen is die Here se woord gaan verkondig." Hoekom is dit so amazingly maklik vir daai ons en hoekom is dit so moeilik vir my? En ons sit en ons worstel heeltyd met die konsep van gehoorsaamheid. En daar was iets wat vir my dit net vasgemaak het in my lewe. En ek wil graag hê jy moet dit saam met my gaan kyk. So gaan na Romeine 1 vers 5 toe. Romeine 1 vers 5. Nou so 'n paar weke terwyl jy soontoe blaai, so 'n paar weke terug het ons vir julle die stellings gemaak. Gehoorsaamheid aan God gaan jou nie red nie. Hoor mooi. Gehoorsaamheid aan God gaan jou nie red nie. Wat jou red is my geloof in Jesus. Dis wat jou red. Wetsgehoorsaming is nie wat jou gaan red nie. Wetsgehoorsaming kry jou nie in die hemel nie. Wat my in die hemel gaan kry is my geloof in Jesus, dat hy in 'n kruis gesterf het en dat hy 3 dae later opgestaan het vir my en vir jou. Dis my geloof in hom wat daai verheiling laat plaasvind. Van sy titel as regverdige word op my gesit en my titel as sondaar word op hom gesit. Imputation en expiation. Ons het baie gepraat oor hierdie in Romeine. En so nou wat gebeur is, as ons sê dat net geloof red my, sê ons dat gehoorsaamheid aan God is 'n teken dat ek gered is. So met ander woorde, ek word eers gered en vanuit die feit dat ek gered is, gaan ek gehoorsaam wees. So mense wat sê dat 30 jaar lank ek dien die Here, maar hierdie ou leef nie asof hy die Here dien nie, dan sê ons, maar jy het nooit regtig die Here gedien nie, want ek kan dit sien in jou lewe. Niks het verander in jou lewe nie. So met ander woorde, natuurlik die Here alleen gaan daai oordeel lyn trek, maar kom ons gaan kyk gou vinnig wat sê Romeine 1 vers 5. Ek lees hom vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, dit is die Here wat aan my die onverdiende voorreg gegee het om 'n apostel te wees en die goeie nuus aan al die nie-Joodse nasies te bring. Nou, herinner jou, dis Paulus wat begin in die brief en hy skryf en hy sê vir hulle, "Hi julle, dis ek, dis Paulus," en hy sê basies vir hulle wat het nou met hom gebeur. Hy sê, "Aan my Paulus, dit is die Here wat aan my die onverdiende voorreg gegee het om sy apostel te wees. En die goeie nuus aan al die nie-Joodse nasies te bring." So hy gaan na al die Gentiles, die nie-Jode, ouens wat nie as 'n Jood gebore is nie. Sy hart is om die goeie nuus te bring vir hulle. Nou as ons sê goeie nuus, die goeie nuus is die boodskap van Jesus, dat Jesus gesterf het en dat Jesus opgestaan het vir my en vir jou. Dis die goeie nuus. Hy sê ek het die voorreg om die goeie nuus te bring aan hierdie mense. En wat vloei uit hierdie uit? So jy gaan nou sien, hier's 4 goeders wat jy moet verstaan in hierdie teks. Nommer 1, die goeie nuus word gedeel met die mense. Wat gebeur? En dan sê hy, sodat hulle kan glo. So met ander woorde, die goeie nuus wat verkondig word, maak dat mense glo. Ons het dit. Die goeie nuus maak dat mense glo. As jy, hou jou vinger daar by jou Bybel, as jy 'n digital een het, kan jy nou weer teruggaan. Skuif gou vir my na Romeine 10 vers 17 toe. Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. So met ander woorde, so hy sê, in Engels maak hy die stelling, hy sê geloof, faith comes by hearing and hearing the word of God. So met ander woorde, as ek en jy wil weet, hoe groei geloof? Geloof kom dat wanneer die goeie nuus aan my gegee word, dan kom daar geloof in my hart.
So met ander woorde, ernstig vir jou om te begin glo, moet iemand vir jou die goeie nuus vertel. Iemand moet vir jou die goeie nuus vertel en dan gebeur daar iets. Daar is geloof wat groei in jou hart. En nou gaan kyk jy wat skryf hy vir die kerk in Thessalonika. So in 2 Tessalonisense. So drop jou vinger by Romeine 10, hou nog steeds plek by Romeine 1. Ons gaan nou terugkom na Romeine 1 toe. Gaan gou na 2 Tessalonisense 1 toe. 2 Tessalonisense 1. Hierso praat hy aan 'n gemeente wat verskriklik baie vervolging ervaar. Hierdie ouens leef in 'n plek waar die Romeine 'n groot Thessalonika was amper die plek gewees wat al die Romeinse soldate gaan aftree het. So dit is die aftreeoord vir al hierdie ouens en so keiseraanbidding was groot gewees op hierdie plek. So jy moes die keiser aanbid, jy moes basies as jy die keiser kon aanbid, dan het jy amper al vir eed afgelê om te sê dat Rome is amazing en ons is agter Rome en jy moes elke jaar jou sertifikaat gaan hernie en as jy dit nie hernie nie, dan word daar gewoonlik vervolging uitgesit wat beteken jy word geboikot, jy word in die tronk gegooi of word al jou besittings word weggevat. Hierdie ouens sal jou laat die prys betaal as jy nie die keiser aanbid nie. En so nou skryf hy Paulus skryf aan die kerk in Thessalonika. En hy sê vir hulle in vers 3, 1 Tessalonisense 3, aan sy broers en susters, dit is gepas dat ons altyd vir God sal dankie sê vir julle, want julle geloof hou net aan groei en julle almal se liefde vir mekaar word net groter. So nou sit jy met 'n gemeente en al wat gebeur is hierdie ouens se geloof hou aan groei en hierdie ouens se liefde vir mekaar hou aan groei. So maak nie saak wat gebeur nie, hierdie ouens se geloof word heeltyd gestig. En dan sê hy in vers 4, hy sê gevolglik vertel ons self met trots in God se gemeentes hoe julle volhard en glo onder al die vervolging en die swaar kry wat julle verduur. Hy sê julle beleef gaas en al wat ons sien in hierdie gaas is julle geloof is besig om konstant te groei. Konstant besig om te groei. Julle liefde vir mekaar is konstant besig om te groei. Dan gaan kyk jy na Handelinge 2 en jy hoef nie toe te blaai nie. In Handelinge 1 eintlik maar aan die einde van Matteus 28 van wanneer Jesus klaar opgestaan het. Dan maak hy die opdrag aan sy disippels en dan sê hy gaan uit, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle sal gee of wat ek vir julle geleer het. Dis sy opdrag. En dan sê jy sien in Handelinge 1 begin hy en hy sê wag hier in Jerusalem totdat die Heilige Gees kom en wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang om my getuienis te wees. En so nou wat gebeur is, nou het jy hierdie groep mense wat wag en hulle het 2 goeders wat hulle vashou aan. Nommer 1, hulle het 'n belewenis van Jesus. En nommer 2, hulle het 'n missie. Ons het Jesus beleef en ons het 'n missie. En hierdie ouens heg mekaar. Hulle heg hierdie groepering van mense dat hierdie ouens die wêreld verander. Jy sien in Handelinge 4, dan kom Petrus en Johannes. Hulle is op pad in die tempel. Ek kan nie onthou of hulle op pad in of op pad uit is nie. Maar dan ontmoet hulle hierdie ou wat verlam is. En hy sê, kan julle net asseblief vir my geld gee? Ek meen, die verlamde mense, hulle vra gewoonlik vir almoses. En dan sê Petrus vir my, sê, maar goud en silwer het ons nie. Maar wat ons het, in die naam van Jesus, staan op en loop. En daar staan hierdie ou op en loop. En dan begin hy verkondig aan almal is opgewonde oor wat hier gebeur. En sê, nee julle, dis Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. En dan raak die Sanhedrin, die kerk, die Joodse kerk, raak so opstroppelis met wat hierdie ouens doen. Dan sê hy vir hulle, hou op om die verkondiging van Jesus te doen. En dan sien jy in Handelinge 4, hulle gooi hulle naderhand in die tronk en hierdie ouens weier dit point blank. Hulle gaan nie ophou nie. Dan staan hulle voor daai mense. Dan sê hulle, hou op om vir die mense te gaan vertel. Sê hulle, kan nie. Hulle kan nie. Hoe kan ons gehoorsaam wees teenoor julle? Hoekom? Hulle het iets beleef. Hulle het Jesus beleef. Hulle het sy goedheid beleef. Paulus is die ou wat
Ek meen, jy gaan lees sy hele pedigree, hoeveel keer hy was al gestenig gewees, hy was al 3 keer het hy sy 39 hou op sy rug gekry, hierdie ou was al gepanelbeat, en jy vra jouself die vraag, wat het Paulus anders te gemaak om hierdie goed te kan verduur? Wat het gemaak dat die ouens in Thessalonika kan vashou in die chaos? Is want hierdie ouens se geloof het gegroei, want hulle het iets gesien en beleef, want dit is die aanhoor van die goeie nuus wat maak dat geloof groei. So met ander woorde, as ek en jy wil weet, hoe groei geloof in jou hart? Nou geloof, moet jy verstaan, het 2 elemente. Nommer 1, geloof is wat jou tot bekering kry. Dis wat maak dat ek die dag sê, Here, ek kies U. Maar geloof van daai punt af gaan aanhou groei. En hoe meer tyd ek saam met die Here spandeer, en hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer ek dit doen, hoe meer groei my geloof. Terug na Romeine 1 toe. So Romeine 1 sê hy vir ons die volgende. Hy sê vir ons, dit is die Here wat vir my die onverdiende voorreg gegee het om 'n apostel te wees en die goeie nuus in al die nie-Joodse nasies te bring, sodat hulle kan glo en God kan gehoorsaam. Glo vloei na gehoorsaamheid. Geloof groei na gehoorsaamheid. Nou, dan vanuit die gehoorsaamheid maak hy die sinnetjie klaar en hy sê, en dat hy op hierdie manier verheerlik kan word. So met ander woorde, hy kom en hy sê, dat die goeie nuus is verkondig, die ouens het geglo, en vanuit hierdie geloof vloei gehoorsaamheid, en dan word God verheerlik. En so as jy vanoggend gehoorsaamheid wil verstaan, gaan ek vir jou gehoorsaamheid opdeel in 3 stellings. En ek gaan dit vir jou opsit. Die eerste stelling is soos volg. Goeie nuus produseer sterk geloof. Hoe meer ek en jy tyd spandeer in die woord, hoe meer ek en jy tyd spandeer in die teenwoordigheid van God, hoe meer ek en jy die lewe van Jesus aantrek in ons lewe, die goeie nuus deel maak van jou lewe, hoe meer ons dit doen, hoe sterker word ons geloof. Jy kan nie 'n belewenis hê van God en nog steeds wankel in jou geloof nie. En vandag as ek terugkyk en ek kyk na die standvastigheid van my geloof en ek vergelyk dit met 20 jaar terug oor hoe ek gewankel het in my geloof en ek vra myself wat het van daardie af verander tot nou toe, is ek het die Here al baie meer beleef. As jy gaan vra wat maak dat daar ander mense is wat lyk asof hulle soos groot Christene is, ouens wat baie geloof het, en jy vra jouself wat maak die verskil tussen hom en tussen my, dan sê ek vir jou, daai ou het die Here al baie anders te beleef as jy. Wat my anders te maak as Paulus, is Paulus het iets van die Here beleef wat ek nog nie beleef het nie. Petrus en Johannes het iets beleef van Jesus wat ek nog nie beleef het nie. En so as ek en jy daarna gaan kyk, dan sê ons die goeie nuus produseer sterk geloof, die tweede stelling. Sterk geloof produseer gehoorsaamheid. Die oomblik wanneer ek iets weet van wie God is, as ek snap wie God is, en hy sê, Jean gaan, sê ek, ja Here. Sien, as God nog 'n klein prentjie in jou lewe het, dan maak daai opdrag wat hy vir my gee nie baie sin nie. Dan verstaan ek nie hoekom ek sekere goeders in my lewe moet uitsny nie. Ek verstaan nie hoekom ek nie sekere goeders moet doen nie. Ek weet nie hoekom sê hy sekere goeders vir my nie. Want my prentjie van God is nog te klein. Maar die oomblik wanneer ek tyd spandeer in sy teenwoordigheid, vergroot my prentjie van hom. En die oomblik wanneer my prentjie van hom vergroot, word gehoorsaamheid baie meer natuurlik. En die oomblik wanneer ons daarna gaan kyk, nommer 3, my gehoorsaamheid verheerlik God. As ek en jy die vraag wil vra, hoe kan ek die Here verheerlik? Dan sê ek vir jou, dit begin om gehoorsaam te wees. Maar jy gaan eers ordentlik gehoorsaam kan wees, as jy iets beleef van wie God is. En ek sluit af met hierdie volgende vers. Die volgende vers is in 2 Korintiërs.
dink is 1 Korintiërs. Nee, ek dink is 2. Ek het geskryf 1 Korintiërs, maar ek het so gevoel is dalk 2 Korintiërs. So 2 Korintiërs wat 1 Korintiërs 5. Nee, dis definitief 2 Korintiërs. Gaan 2 Korintiërs toe. Blaai 2 Korintiërs toe. My PowerPoint skills is nie so goed soos my Bybel skills nie. Gaan 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs 5 vers 14. Vir een of ander rede twyfel ek. So, maar gaan as julle gaan vir my sê of ek reg is of nie. Okay. 1 Korintiërs 5 vers 14. Christus se liefde vir ons bepaal die koers van ons hele lewe. Ons weet dat hy die een is wat in ons almal se plek dood gegaan het en daarom het ons almal nou deel aan sy dood. Is dit 2 Korintiërs? Dit is 2 Korintiërs, dankie julle. Nou sê hy weer, vers 15. Ek sê weer, Christus is die een wat in almal se plek dood gegaan het. Dit beteken dat elkeen wat leef, nie meer vir hulle self moet leef nie. Hulle moet leef tot eer van hom wat in hulle plek dood gegaan het, toe deur God lewend gemaak is. So met ander woorde, die oomblik wanneer ek gehoorsaamheid beleef, gaan weer vir my nommer 3 toe. Die oomblik wanneer gehoorsaamheid doodgaan in myself, God verheerlik, is omdat ek iets gesnap het. Christus het gesterf aan 'n kruis. En daai boodskap maak dat geloof groei in my hart. As ek weet waaruit het Jesus my gered. As ek iets beleef van hom, Paulus beleef Jesus op die Damaskuspad. Daarna sê hy vir 3 jaar alleen en sê hy, en hy het my geleer in Arabië. Vir 3 jaar sê hy in Arabië in die teenwoordigheid van God. Hy het sy apostelskap by God gekry, en dis as jy Galasiërs gaan lees. Dan beleef ek en jy dat Paulus beleef iets van God. Sterk geloof, geanker in dit. En vanuit geloof uit, groei gehoorsaamheid. En so nou sê ek weer, as jy wonder hoekom daar party mense is, wat meer gehoorsaam is, wat God meer verheerlik, wat lyk asof hulle 'n sterker geloof het, die enigste verskil tussen daai ou en jou, is die belewenis om God te ervaar. En ek wil nou vir jou sê, dat as jy sê, maar Jean, wat kan ek doen om hierdie te verander in my lewe? Een van die dae begin ons 'n klein groepie kursus, wat die 15 dissiplines doen, oor hoe lyk die bestudering van die woord, hoe lyk gebed, hoe lyk hierdie dissiplines wat ek in my lewe moet toepas, want hoor mooi, as ons hierdie dissiplines begin toepas en deel maak van ons lewens, groei my geloof, en my geloof word gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid verheerlik die Here. En is die dissipline van gehoorsaamheid. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ek bid, Here, dat in hierdie oomblik ons net so bewus sal wees, Heilige Gees, dat ons nodig het om U te beleef. Ek bid ook, Here, soos wat ons nou gaan nagmaal gebruik, Here, bid ek, Here, dat nagmaal nie net 'n ding sal wees wat ons doen, Here, maar dat 'n belewenis sal wees, 'n plek, Here, wat ons U hart kan beleef. Here, sodat dit ons geloof kan versterk. Sodat vanuit ons geloof uit ons gehoorsaamheid kan vloei. Here, want ons wil met alles wat in ons is, vir ons U verheerlik in Jesus naam. Amen.